Goeiedag, baie welkom by Insig. Ons is reeds by studie nommer 3 en vandag gaan ons kyk na iets wat almal van ons aanraak. Hoogmoed teenoor ootmoed. En wat se uitwerking dit op ons verhouding met God kan hê en hoe ons met hom wandel. Vandag weer eens saam met my in die ateljee, Ronay Firstenburg, spreekdirekteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Goeiedag Ronay, goed om jou weer by Insig te hê en dat ons kan verder studeer uit hierdie hele lesse om agter te kom hoe ons 'n beter verhouding met Christus kan hê. Maar baie van hierdie dinge wat ons om ons beter verhouding te kan bou, moet ons ook agterkom oor wie ons is en waar ons staan. En vandag se studie is nogal 'n ene wat trap so 'n bietjie op die tone, nê? Ja, hy kan so 'n bietjie op die tone trap. Maar voor ons begin, kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, ons sê vir U baie dankie dat ons in U teenwoordigheid kan wees en ons bid, Here, dat U vir ons insig uit U woord uit sal gee. Help ons sodat ons U woord beter kan verstaan en dit ook kan toepas in ons lewens. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. So kom ons gaan kyk. Ons lees daar uit Lukas hoofstuk 14 vers 11. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en wat homself verneder, sal verhoog word. Nou, net so om die agtergrond van hierdie teks te gee, dit kom uit die genooide gaste, en die wat nou gaan voorsit het, en die wat nie gaan agtersit het nie, en toe ewe skielik, nou moet jy nou op 'n ander plek gaan sit, en voor almal moet jy geskuif word. So, dis mense wat dan in die gelykenis, wat lyk of hulle self belangrik ag en hulle gaan sit voor, want dis mos die belangrikste sitplekke, en dan moet jy agter toe skuif, en dis mos baie beter om van agteraf genooi te word en te sê, hoorie nee, maar jou plek is hier voor, jy moet hier kom sit, maar is nie so lekker as jy hier voor sit nie. Ja. En dan moet jy gevra word, maak asseblief plek vir hierdie gereserveerde sitplekke, vir die, hoe sê hulle, die baie belangrike persone, die VIP's, nee. Right. So dis waar hierdie teks vandaan kom. So ons moet kyk vandag na twee verskillende woorde, en die een is ootmoed teenoor hoogmoed. Nou hulle klink amper dieselfde, maar hulle is nie dieselfde nie. So ek het gaan kyk en ootmoed, sê die woordeboek, is 'n diepgaande gesindheid van nederigheid. Okay. Beskeidenheid en onderdanigheid, dikwels in 'n geestelike konteks teenoor God. Ootmoed. Okay. Hoogmoed is 'n oormatige hoë dink van jouself, gekenmerk deur arrogansie, verwaandheid en die oortuiging dat jy beter is as ander. So hier's die twee wat ons moet na mekaar kyk, en baie keer sê ons altyd, daar's 'n baie fyn lyn, nê. Ek dink hoekom ons sommer met die intrapslag gesê het, dat hierdie studie kan dalk so 'n bietjie op 'n mens se tone trap, nie waar nie? Ja. Want jy weet, ek dink, daar's nie een van ons wat onsself by die tweede definisie wat jy nou daar gelees het, wil skaar nie. Ons is nie daar. Ons kan 'n baie klomp, of julle wat name noem vir mense wat ons ag as hoogmoedig, nie. Maar ek dink nie enigeen van ons wil graag onsself in daardie klassifikasie insit om te sê, ek maak myself skuldig daaraan dat ek soms dink ek is beter as ander, of dat ek my in die meer belangrike posisie wil self insit, of dieselfde paadjie wil loop as wat die Satan geloop het nie. Watter een van ons wil tog nou sê, ons het die karaktertrekke van die duiwel as ons as Christene eerder ons graag die karakter van die Here wil hê, nie. Maar ek dink as ons nou vir onsself 'n guns wil doen, heel aan die begin van hierdie studie, is wanneer ons gesels, moenie iemand anders se naam insit wanneer jy aan hierdie karaktertrekke dink en hieroor gesels nie. Wees 'n bietjie eerlik en doen so 'n bietjie nabetragting en sê, is ek nie dalk
skuldig aan van hierdie goed nie. Want jy weet, ons is gebore met 'n sondige natuur. Kom ek vat dit nou van daar af en dan wil ek dit 'n bietjie nader trek toe, want nou praat ons van elkeen van onsself, maar ons wat mos in die kerk is, ons het mos God se woord, ons het mos inligting, ons is mos, is dit nie beter af as ander mense nie? So ons het meer wysheid, ons het meer kennis in God se woord, en kan ons nie dalk ook in daardie sin Amper 'n geestelike hoogmoedigheid hê nie. en nou wil ek teruggaan na Openbaring, wat vir ons praat van die kerk van Laodicea, Openbaring hoofstuk 3, wat vir ons sê, was jy maar koud, was jy maar warm, maar nou is jy lou, want hulle sê, waarin het ek tekort? Dat dit is seker een van die beste beskrywings van hoogmoed, nê? Is wanneer ek voel, niemand kan my meer iets leer nie. Ek is tevrede met my stand op hierdie stadium, daar waar ek myself bevind, moet die Here ook tot mee genoot wees om my te aanvaar net hier waar ek nou op hierdie stadium is. Dit is seker een van die ergste vorms van hoogmoed. Want hier sê, en dit sê vir ons, vers 15 van hoofstuk 3 in Openbaring, ek ken jou werke, dat jy nie koud, ook nie warm nie, was jy maar tog koud of warm, maar nou omdat jy lou is, of nie warm nie, sal ek uit jou my mond spoeg. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword. Jy het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. So hier kom ons, want ons weet ons lewe in die tydperk van die Laodicensiese kerk. Is dit nie ons wat al die wysheid en die kennis en die insig het nie? En die mense wat buite die kerk staan, het nou nie al hierdie kennis nie. So eintlik wat jy vir ons probeer verduidelik is dat hierdie tipe van geestelike arrogansie is eintlik 'n blindheid wat 'n geweldige gevaarlikheid inhou vir een vir my. Want as ons op daardie punt kom waar ons voel niemand kan my meer iets leer nie, of jy weet, ek het ryk en verryk geword. Ja. Dis 'n arrogansie tot die dood toe. Want as ek nie kan erken dat ek nog van die Here afhanklik is en dat die Here nog baie werk in my het nie, dan gaan ek die ewigheid mis. Want dan kan ek nie reg gehelp word nie. Dit is die hele probleem. So kom ons gaan kyk na 1 Johannes hoofstuk 2, en daar lees ons so 2 verse saam, of 3 verse saam, vanaf vers 15 tot die einde van daardie hoofstuk, vers 17. Moenie die wêreld lief hê as die dinge wat moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld gaan verby, en sy begeerlikheid. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Okay, so hierso is nou 'n paar dingetjies wat daar uitkom waarna ons moet kyk. En as ons dit sien, dan weet ons maar, hoor hierso, hy sê hier vir ons, as ons na hierdie negatiewe aspekte het, dan is ons nie uit God uit nie. Dit is wat dit hier vir ons sê. So wat hou dit dan nou vir ons in? Ek dink ons moet eers mooi verstaan waarvan word gepraat hier. As die Bybel vir ons sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie, dit beteken nie dat jy nou jouself moet gaan afsonder, amper sê, ergens bo op 'n berg en 'n hut gaan bly en nooit weer met enige iemand op hierdie wêreld te doen kry nie, want dit is nie die opdrag van die Here gewees nie. Die Here het gesê, gaan na elke taal, stam, volk en nasie en verkondig hierdie evangelie. En dan sal die Here weer terugkom, nie waar nie. So hy praat nie van dat jy jou moet afsonder van die wêreld af nie. Wat hy sê is, oppas dat die sondes wat die wêreld homself aan skuldig maak, nie deel word van jou lewe nie. Dat jy jou nie vermeng met die dinge wat nie volgens die wil van God is nie. Want dan gaan jy heeltemal teen die Here optree en dan gaan jy die ewigheid mis. So ons wees versigtig om te dink dat wanneer die Here sê,
moet jy nie met die wêreld meng nie, beteken dit ek moet nou nie weer met mense praat nie. Nee. Dis nie waaroor dit gaan Ek nie. moet nie laat die wêreld 'n invloed op my karaktertrek het dat ek nie soos Christus is nie en dat ek nie soos sy teenstander is nie. Maar kom ons kyk vinnig hier. Wat is die verskil tussen trots en trotsheid? Want ons moet tog trots hê, moet ons nie. En ons sê baie keer, maar ek is baie trots op my kind of my man of my vrou of iemand wat iets bereik het. Daarmee is nie iets verkeerd. Daar's nie iets verkeerd want ons is trots daarop. Ons verbly ons in die positiewe gedagtes, die dinge wat vooruit gegaan het. Daarin is ons verbly ons onsself. Maar as ons nou kom by trotsheid, dit is amper 'n verskillendheid, want dit is nie net om daai trots te wees op iets anders nie, dis nou in myself trots te wees en myself dan te verhef bo ander. Kan ek so ver gaan om te sê, die een gun iemand anders die voorspoed wat hulle bereik het, die ander een is kwaad en afgunstig op die voorspoed wat ander Van wat hulle bereik het. En ook, die een het 'n eerbaarheid in, die ander een het 'n arrogansie in. So, om trots te wees op wie en wat ons is, om trots te wees op die feit dat ek genade van die Here af ontvang het en ek hierdie pad nog met hom kon geloop het, daar's nie iets fout daarmee nie, maar om te dink dat my pad is verhewe bo aan die pad van 'n ander, daarin maak ons 'n baie groot fout. Met ander woorde, ons kan trots wees daarop dat die Here gekom het om vir ons te sterf en ons losgekoop het van hierdie wêreld. Maar ek moet nie trots wees op die manier hoe ek hierdie pad bewandel nie, want dan begin ek in my eie dade dan begin ek verlossing nou soek. hoogmoedig word. Daai hoogmoed, daai wat ons Is dit nie waar op die einde van die dag, as jy, ek wil amper sê die meetsnoer waaraan ons hierdie hele ding moet meet, is om te besef, dat sonder die Here, maak nie saak hoe goed ek hierdie pad bewandel nie, sonder die Here en sy genade, is daar niks wat ek kan doen nie. Ek weet, een van ons gunsteling skrywers sê, selfs ons beste pogings, is maar soos, besmeerde lappe. Daar's niks goed wat ek en jy kan doen om eers die Here mee te beïndruk nie. Dis sy genade en sy genade alleen wat vir ons tot die ewigheid sal lei. So, as ons na hierdie wil ken en weet wat is die verskil tussen trots en trotsheid, dan moet ons onsself ook ken. Maar jy moet nie jouself ken deur net te dink wie jy is nie. Jy moet in die spieël gaan kyk en die oë waarmee ander jou sien, moet jy mee kyk. Want as jy net in jou eie oë kyk, dan gaan jy nooit sien daar's iets fout nie. Ja. So kom ons gaan na Lukas hoofstuk 18 toe, want hier is twee tipes mense wat vir ons beskryf word. Lukas hoofstuk 18, en hier kan ons duidelik sien dat die twee verskillende persone, die een het gedink hy ken homself en homself voorgestel op 'n manier, en die ander een het geweet wie hy is. So, hoofstuk 18, en dan lees ons vanaf vers 9 tot 14. En hy het ook met die oog op sommige wat hulself vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag hierdie gelykenis vertel. So dis daar die Here het so klaar gesê, hoorie, hy kyk in die kerk en hy sien daar sommige wat hulle self hoor ag is ander en hy dog, hoorie, kom ek vertel vir julle 'n storieetjie dat julle kan verstaan en deur hierdie spieël kan kyk en kan verstaan hoe julle lyk deur my oë, nê. Ja. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die een 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer 'n week, ek gee 10des van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou nie eers sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors gestaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste ene het regverdig na sy huis teruggegaan, eerder as die eerste een. Want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en hy wat homself verneder sal verhoog word. So hier sien ons die twee, die fariseer en die tollenaar, hulle is al twee
Jode. Die Fariseërs was 'n sekere tipe groep mense wat gesê het, jy moet volgens die wet lewe, en hulle het alles mooi afgekyk en afgetik wat hulle elke dag moes gedoen het. En die tollenaars was ook Jode, maar hulle het hulle dienste verkoop aan die Romeine om dan belasting in te vorder, en natuurlik moes hulle dan nou altyd, as hulle sê ons wil R10.000 insamel, dan moet hulle R12.000 insamel, dat hulle ten minste iets vir hulle eie sak kon kry. Want hulle was nie betaal nie, hulle het gewerk op daai, kan ons sê, soos wat ons vandag sê, 'n tipe van 'n kommissiebasis, nê. Hy moes meer kry, sodat hy self ook iets kan kry. En baie keer het hulle die mense afgepers. En hier sit ons met hierdie twee, die een wat volgens die reëls en regulasies optree, volgens die wet en in die kerk is, en die ander ene wat weet, jong, ek tree nou nie elke dag op soos wat ek moet nie. Die een sê, ek is so dankbaar. Ek is nie so sleg soos hierdie ander nie. Ja. Met ander woorde, hy kyk na homself en hy dink alles wat hy doen is goed. Het is maar interessant dat die Fariseer noem dade op. Kyk Here, ek vas 2 maal 'n week. Kyk Here, ek gee 10des van alles wat ek gee. Kyk Here, ek is nie 'n rower nie, ek is nie 'n egbreker nie. Hy noem sondes op van ander, en hy noem sy eie dade op en dink dat hy daarmee die Here gaan beïndruk. Ja. En hou net gou so 'n oomblik vas. Is dit verkeerd om 'n rower en 'n egbreker en al die Ja, te wees? 100%. Dit bly verkeerd. Is dit verkeerd om 10des te betaal en te vas? Nee, glad nie. Maar jou 10des betaalry en dit wat jy vas, met ander woorde die dade wat jy doen, in jou godsdiens, sal ek amper sê, sal nooit vir jou verlossing bring nie. Verlossing lê in die Here alleen. Maar wanneer ons op 'n punt kom, wanneer ons hierdie rituele wat ons in ons godsdiens beoefen, bo op die tafel neersit en Christus eenkant toe stoot en sê, hierdie is waarop ek myself bou en regverdig. Dis my regverdigheid. Hierdie is wat my ek nou bou. regverdigheid. Is in my 10des te betaal, in my vas wat ek doen en al daai van goed. Dan sit ek en jy met baie groot probleme. Want op die einde van die dag het die tollenaar na die Here toe gekom met daardie houding van, ek weet wie ek is, maar ek weet ook baie beter wie U is. Ja. En omdat U my God is, daarop beroep ek my op U. Maar hier is die hele ding. Hy wat erken dat hy 'n sondaar is, weet daar's fout en hy kan daaraan werk. Hy wat nie erken dat hy 'n sondaar is nie, het niks om aan te werk nie. Ja, want En volgens dit is- hom het hy nie 'n sonde. En dit is dan waar jy hoogmoedig is en jou op 'n ander trappie stel teenoor die ander mense. En hier sien ons baie duidelik, en hier, ons kan amper net hier ophou. Hier is die kruks van die saak. Fariseer, hoogmoedig. Tollenaar, ootmoedig, want hy gee dit oor aan die Here. Albei sondaars. Altyd, maar die een weet hy is en die ander ene weet nie hy is nie of wil nie erken dat hy is nie. Ek tog. So hier is waar ons die probleme dan begin kry. So ons kyk daar, dan sê dit vir ons daar, maar ons moet mos maar altyd nederig wees, nê? En ons moet altyd soos, want Christus het die voorbeeld vir ons gestel. Kom ons kyk gou na Christus het die hemelpoorte verlaat. Uit sy koningskleed As- uitgetrek. As die tweede persoon in die Godheid, Jesus Christus, die seun van God, nê, het hy die hemelpoorte verlaat en hy het hom onderwerp aan die aarde en om 'n mens te word wat ons kan nou sê weinig minder as 'n engel gemaak is, maar nog steeds minder as 'n engel. En hier kom die Godheid en hy maak hom gelyk aan die mens. Dit is die nederigheid. Maar daar's 'n ander nederige man waarvan ons ook van geleer het, wat nederigheid moes aangeleer het. En ons kry dit in Hebreërs 11 vers 24 tot 26. Maar eintlik word sy hele geskiedenis vir ons eintlik in die Ou Testament In 'n groot deel van die vasgelê. Ou Testament. Maar kom ons kyk wat sê Hebreërs vir ons. 11 Hebreërs hoofstuk 11 vers 24 tot 26. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê, en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur die geloof het hy Egipte verlaat,
sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Nou hier sien ons vir Moses wat opgelei is in die koningshuis. Hy was die volgende opvolger gewees. En hier kom hy op 'n stadium en hy besef. En hierdie besef het al begin voor daai waar hy sy probleempie ontwikkel het toe hy die Egiptenaar doodgeslaan het. Wou hy meer vir sy volk doen, maar hy wil dit in hierdie posisie gedoen het waar hy was. Toe slaan hy die man dood en toe begin hy besef, ek het nou eintlik in my dade het ek klaar 'n keuse gemaak aan wie se kant ek is. Maar hy moes homself nederigheid beoefen en daarom moes hy gevlug het. Dink jou dit aan, van die koningshuis af moet hy vlug, nie met 'n waan, koets en perde nie, maar hy moet weghardloop vir sy lewe. Hy kom in Midian aan en daar dra niemand vir hom iets aan nie. Hy moet die hele tyd agter die skape gaan aankyk en hy moet die skape oppas. Van koning tot skaapwagter. En daar leer hy die nederigheid om minder te word. En in hierdie leer, en dis nie net sommer 'n leerskool van 2 of 3 weke gewees nie, dit was 40 jaar wat hy in die woestyn was. Nou weet ons, min of meer, so met ander woorde, op hierdie huidige stadium toe hy sy 40 jaar voltooi het, was hy omtrent 80 jaar oud gewees. Dis reg. En op hierdie stadium het hy geleer om nederigheid te kan wees en sy vertroue in God te kan plaas. Ja. En wat 'n verskriklike les is daar vir ons in. Moses was 40 toe hy die ergste vernedering wat 'n persoon kon seker ervaar, toe hy daardie les moes leer. Dat om bruikbaar te word vir die Here, moet jy van jou hoë troontjie afkom, dat jy kan leer hoe om te dien en te lei. Op 80 het die Here hom eers geroep. Dat die Here vir hom Wat hy mooi geleer het. Kan ek amper sê, nou is jy reg vir die werk wat ek vir jou uitgesit het. Ek wil amper sê, is dit nodig dat die Here vir jou en vir my vir 40 jaar moet wegvat uit ons omstandighede uit en in die mees eenvoudigste omstandighede gaan plaas, dat ek en jy bruikbaar kan word vir hom. Daar's 'n verskriklike groot vraag daarin. Hoe lank moet die Here met jou werk voordat jy gaan bruikbaar word vir hom? Dat jy van jou arrogansie, jou hoogmoed, jou status, sin vir status ontsla raak, sodat jy kan besef jy's 'n dienskneg vir die Here eerste. Ja. En kom ons gaan nou net 'n bietjie terug na 'n aspek toe wat ons kry in Numeri hoofstuk 12, en dis daardie situasie waar Aaron en Miriam teen hom begin opstaan. Ek amper sê ek murmureer, maar hulle het meer opgestaan teen hom omdat hy 'n Kusitiese vrou getrou het. Nou weer eens, kom ons kyk daarna. Hoogmoed, ootmoed. Ja. Hy kon gesê het, man luister, ek is die een wat die Here daar uit Midian uitkom haal het, om hierdie volk te lei. Ek het hulle nou al gelei, die Here praat met my. Wie dink julle is julle? Dis wat hy vir hulle kon gesê het. En hy sou heel geregverdig gewees het. En hy sou reg gewees het om dit te doen. Maar hy doen dit nie. Inteendeel, hulle kom en sê, wie dink hy is hy, dat hy die Here alleen met hom praat? Ja. Ek weet, hulle was ook daar. Kom ons lees net gou daai eerste paar verse. Hoofstuk 12, Numeri hoofstuk 12. En Miriam en Aaron het teen Moses gespreek vanweë die Kusitiese vrou wat hy geneem het, want hy het 'n Kusitiese vrou geneem. En hulle het gesê, het die Here dan maar alleen met Moses gespreek? Met ander woorde, die Here het met hulle ook gepraat, nie? Het hy nie ook met ons gespreek nie? En die Here het dit gehoor. Ons dink jy is besig om jou aan te stel. dit maak nie saak. Ek neem aan, Moses moes dit ook gehoor het, maar dit sê baie duidelik vir ons, en die Here het dit gehoor. En vers 3 sê, maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem. Toe het die Here dadelik met Moses en Aaron en Miriam gespreek. Julle 3 kom uit na die tent van samekoms, en hulle 3 het uitgekom. En hier kom die Here en hy sê, kyk luister, Ja. laat julle uitkom, laat ek gou met julle redeneer. En die uiteinde daarvan was,
dat die Here diegene wat hoogmoedig was, gestraf het. Ja. En hy die ene wat nederig gebly het en selfs in sy beskuldiging niks gesê het nie, het die Here verdedig. Ja. Ek wil net so ietsie ekstra daarby staan. Ek moet net baie mooi onthou dat tot Miriam en Aaron was in die diens van die Here. Dit was, en hulle het 'n verskriklike belangrike rol vervul. Ekskuus, daar was soveel soos wat Moses 'n roeping gehad het Miriam en Aaron net so 'n belangrike roeping gehad. Ja. Dit was nodig dat die Here vir hulle tweetjies weer op 'n punt bring waar hulle besef, luister, die werk wat ek uitgesit het vir Moses, is die werk wat ek uitgesit het vir Moses. Hou op om daarna te kyk. Die werk wat ek vir jou, Miriam, uitgesit het, die werk wat ek vir jou, Aaron, uitgesit het, dit is die werk wat ek vir julle twee uitgesit het. Fokus hierop en hou op om nou ewe skielik 'n hoogmoedige trek te kry teenoor julle broer. Hoe groot les is daar vir jou en vir my net in hierdie verhaal? Baie keer wanneer ons in die kerk is, dan lyk dit so vir ons of die Here sekere mense voortrek. Lyk dit nie half so nie. Soos of die Here ander meer gebruik as wat hy my gebruik. Of ons het mos hierdie eienaardige konsep dat sekere posisies in die kerk is belangriker en meer geëerd As ander posisies. En die Here het nodig gehad om vir hierdie twee mense te sê, daar waar ek julle geplaas het, is daar waar ek gekies het om julle te hê en waarvoor ek julle voorberei het om te lei. Ek wil amper sê, dis die belangrikste posisie wat jy kan beklee. Ja, Want dis die een wat ek vir jou uitgewys het. daar sê, dit is baie mooi gestel. Kom ons- Ek en jy het nodig om so 'n bietjie te gaan kyk oor hoe kyk ons na ander mense in ons kerk, die posisies wat hulle beklee, in plaas daarvan dat ek fokus op die plek wat die Here uitgekies het vir my. Ja, maar hierdie dinge het net gebeur in die Ou Testament. Gebeur dit nie vandag Hierdie se dinge tyd het nie. en vandag se tyd. Dankie En dit glad nie in tog. die Nuwe Testament gebeur nie. Maar kom ons kyk, wat sê Lukas hoofstuk 22 vir ons? Lukas hoofstuk 22 vanaf vers 24 tot 27 en ek lees, en daar het ook twis onder hulle ontstaan oor wie van hulle die grootste geag moet wees. So dit het toe nou maar in die Nuwe Testament ook gebeur. Nie onder wie nie, onder die disippels wat dag vir dag saam met Christus gewandel het, geleer het, geleef het. Ai. En hy het vir hulle gesê, die konings van die nasies heers oor hulle, en die wat gesag voer oor hulle, word weldoeners genoem. Maar so moet julle nie wees nie. Maar die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie 'n leier is, soos een wat dien. Want wie is groter, die een wat aan tafel is of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan tafel is nie, maar ek is onder julle soos een wat dien. En hier kom Christus en hy sê, julle wil net aan tafel kom sit, maar julle dien my, maar wanneer ons aan die tafel kom sit, staan ek bedien julle, en nie net fisies met die voedsel daar nie, hy kom en hy bedien hulle geestelik. En ons weet ook so, toe hy agterna met hulle gekom het, het hy vir die disippels geroep en gesê, jy's klaar iets gaar gemaak. Hy het vir hulle dit gedoen, waar dit eintlik omgekeer moet wees. En hy sê, maar ek is onder julle soos een wat dien. En dit is julle wat altyd deur by my gebly het, in my versoekinge. Met ander woorde, hier kom die Here en hy sê, die grootste probleem wat ons vir onsself kan veroorsaak, is om te wil wedywer vir wie die grootste is. En in plaas van om dit deur sekere strukture wat die Here daar geplaas het en maniere waarop die kerk werk om mense, kom ek sê, aan te stel. Laat daai strukture werk en aanvaar dit. Dis baie moeilik. Ons kom, as ons in die kerk kom en ons kom by verkiesingstyd, dan sien ons, baie mense sien ons baie meer. En baie meer pertinent om raak gesien te word. En dis eintlik baie snaaks. Want die Here stel partykeer mense aan, dat ons so daarna kyk en sê, ek weet nie hoe dit gebeur nie. Maar ons moet glo en weet dat die Here in beheer is van sy kerk. En dat hy weet wie hy moet aanstel. En al wat ons moet doen in hierdie hele proses, is om nie te kritiseer nie, want as ons kritiseer ons God direk, want hy is die hoof van sy kerk.
En as ons hom kritiseer, dan sê ons, maar Here, jy weet nie eintlik reg nie. Ek weet beter. Ekskuus tog. Klink dit nie soos Satans geselskap nie? Ja, slangpraatjies. Slangpraatjies. Ek weet beter. Die Here wil nie vir julle alles gee nie, maar ek sal vir julle alles gee. So kom ons bly weg van daar af, om van daardie tipe dinge af weg te bly en maak seker dat ons verootmoedig, ons nederig stel voor God, elke tree van die weg. Hoe is dit moontlik dat ons dit kan doen? Vers 27. Want wie is groter? Die een wat aan die tafel is, of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan tafel is nie, maar ek is onder julle soos een wat dien. Volg die voorbeeld van Jesus. Hoe doen ons dit? Volg die voorbeeld van Jesus. Dis so, ek wil eenvoudig soos dit. Dis so eenvoudig soos dit, maar ja, as alles goed gaan, Dan is dit soos wat maklik. ek het wil hê, Ja. dan is dit baie maklik om in Jesus se voetspore te wandel. Maar as dinge nou nie gaan soos wat ek dink dit moet gaan nie, dan wil ek my altyd regverdig, en ek het nou al snaakse dinge gehoor. Ek het al gehoor van iemand het eendag vir my gesê, ekskuus vir die Engelse woord, but righteous indignation. I have got righteous indignation. Ons sê, ek mag kwaad wees hieroor, ek mag hierdie mense aanvat daaroor. En baie keer wil ons hierdie stryd beklei, nie eintlik vir reg en geregtigheid nie, maar om eintlik self verheerlik te word. En ek dink ons maak soms die fout dat ons soos 'n heilige kritiseerder kan optree. Ja, Vandag se les is 'n hartseer les en dis 'n swaar les om te bespreek, want daar is nie een van ons wat onsself nie al skuldig gemaak het daaraan dat ons veral leiers wat die Here aangestel is kritiseer nie. Dat ons so ver sal gaan as om te sê ek dink nie die Here het hierdie leier gekies nie. ja, Ek kan nie sien dat die Here hierdie leier gekies het nie. En tog, die woord van God sê die Here stel leiers aan en die Here stel leiers af. Om daai oomblik jou oë toe te maak en te sê, Here, ek kan nie die groot plan sien nie, maar U kan. Leer my om weg te draai van dit wat vir my ontstel en te werk daar waar U my geplaas het. ja, Ek dink daar is een van die grootste uitdagings. Want jy weet, ons stook mekaar in hierdie onmin praatjies en dit maak die kerk en die werk van die Here seer. ja. Dit dien geen ander positiewe doel nie. So, ten laaste kom ons kyk na wat sê Paulus vir ons. In die boek van Filippense, wat hy aan die kerk en die gemeente in Filippi geskryf het, vanaf vers 3, hoofstuk 2 vers 3. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander se belange. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Watter belange? Iemand anders se Dat hy belange sy voor jou. eie belange ondergeskik gestel het aan ons belange. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. En hier is dalk iets vir ons. Christus het gehoorsaam geraak om homself te verneder tot die dood toe. Nou, ek probeer nie insinueer dat ons nou so nederig moet wees dat ons daarvoor moet sterf nie. Ten minste nie fisies nie. Maar in ons karakter moet ons al dit wat nie daar hoort nie, moet ons afsterf, sodat ons meer soos Christus kan wees, dat ons self ontledig in al die
hoogheid waarin ons onsself stel en ons nederig ag teenoor ander. Ja. Nou, hier is die hele ding. As ek myself verneder om as 'n diensknegt teenoor jou op te tree, en jy is ook 'n volgeling van Christus, en jy doen presies dieselfde as ek, dan kom ons by daai punt, ekskuus, jy weet, julle het almal dit al gebeur, ek gaan by die inkopiesentrum in, en dan is daar 'n klomp mense daar. Nou die ander dag toe ons daar was, toe was daar 2 jong manne, wat van die een kant af gekom en ons van die ander kant af aangekom. En ons was so te sê, dit is amper soos daai by 'n stopstraat, gelyk stop, wie gaan die eerste ry? En die jong man het gekom aan die ander kant, ek het ook my hand uitgesteek, maar hy het die deur net voor my gevat en hy het hom oopgemaak. Ek kon net deurgeloop het en niks gesê het nie. En hier is die hele ding, deur net te erken dat iemand anders iets goeds gedoen het, maak dit al klaar, daar's 'n gelykheid, jy erken iemand anders. En dis aanmoediging vir hulle tot Ja, daardie selfde mooi gedrag. En dit gaan oor, ek is nederig om iets vir iemand anders te doen, en iemand anders kom en hy bedank my daarvoor. Jy weet, dis nou 'n praktiese voorbeeld wat ons het, maar dat ons sal aanhou om nederig te wees, om elke keer vir iemand anders eerste iets te doen, en dan weet ons, volgende keer wanneer hulle in daardie omstandighede is, sal hulle dit graag eerste vir jou wil doen. En nee, gaan jy eerste, nee, gaan jy eerste. En dan gee ons maar toe. En ons moet dit in ons geestelike lewens toepas, dat ons vir ander eerste stel, en nie ons altyd self voorop wil stel, en nie die beste vir onsself wil hê nie. Dit is 'n mond vol. En ek dink elkeen van ons het 'n uitdaging wat vir ons voorlê. Soos wat ons dit nou deur hierdie lesse werk, en ons het hierdie behoefte van die begin af gesê, Here, ons wil nader aan U beweeg. Ons wil 'n dieper verhouding met U hê. Maar soms moet die Here so prakties met my en jou raak, dat hy vir ons sê, ons het nie die regte gesindheid nie. Ons is besig om 'n hoogmoedige lewe te lei. Ons dink dalk nie so nie. Dalk is dit tyd dat ons voor die Here gaan staan en sê, Here, wys my hoogmoedigheid. Toon vir my die oomblikke wat ek dink ek is beter as ander. Toon ook aan my die oomblikke wanneer ek 'n ander persoon nie reg behandel nie. En leer my hoe om die aanmoediger te wees en hoe om die een te wees wat vrede bewaar. Dat ek nie die karaktertrekke van die slang het nie. Daardie slangpraatjies het wat hierdie onderaf murmureringe veroorsaak, omdat ek nou nie tevrede is met wie ook al my leier is, of wie tans in watse posisie geplaas is nie, maar Here, laat ek die een word wat Christus en sy vrede en sy bediening laat weerspieël in die manier hoe ek dien. Dit is 'n geweldige uitdaging wat elkeen van ons moet deurgaan. Nou ja, dit is die hele mond vol, en ek dink elkeen van ons sukkel met hierdie aspek iewers in ons lewens, op 'n, ek wil amper sê, daaglikse, weeklikse, maandelikse basis. So kom ons werk daaraan, om meer ootmoedig te wees, as om hoogmoedig te wees. Sal jy vir ons afsluit met 'n gebed? Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie les. Al was dit vir ons 'n harde les. In 'n oomblik waarin ons besef het, dat wanneer ons monde oopmaak, is dit nie altyd die mooi bediening van ons Heer wat daar uitkom nie. Ons vra vandag U vergifnis. En ons vra, lei ons asseblief op 'n pad van absolute nederigheid en opregtheid, in die passie vir siele en die liefde vir mense. Kweek dit in ons, Here, sodat ons hoogmoed sal verdwyn en ons ootmoed vir U en U werk absoluut sal hoogtyd vier. Ons vra dit in U naam. Amen. Amen.